So ons gaan nou in die woord inkom en sommer so voor ons begin, gee my 'n geleentheid om dan net vir die kamera te kyk en te sê, vir ons aanlyn gehoor ook net te verwelkom. Julle is so welkom hierdie diens saam met ons mee te maak, al sit julle nou nie hier nie, maar as 'n voorreg om dit saam met jou te kan deel en mag die Heilige Gees ook 'n naprediker wees in jou lewe en mag jou lewe ook deur hierdie woord net vrug dra. Kom ons gee sommer vir ons aanlyn gehoor sommer 'n lekker handeklap. Nou ja goed, ons is besig met 'n reeks geplant, groei en vrug. En is so, ons sluit ons af. En ons gepraat so 'n bietjie net oor vrug en hoe belangrik vrug net ook in ons lewe is. En stel jou voor dat jy hierdie boom plant hier in die tuin. En die eerste ding wat ons vir mekaar vra is nie hoe lyk die vrug nie. Die eerste ding is het ons hom geplant. En is so belangrik dat ek en jy besef net waar hierdie storie, waar hierdie journey net vir ons begin, is dat ons nodig het om geplant te wees in hierdie omgewing wat vir ons genoeg voedingsstowwe gee, waarin ons kan groei, hierdie omgewing waarbinne ons kan groei, of oorgaan net na die volgende fase van ons lewe toe, daai fase van groei. So die tweede vraag is groei ons, gee ons water, kry ons water, is daar dan genoeg sonskyn? Dis die tweede vraag wat ons vraag, maar dan kom ons by die vraag waar is die vrug? Want as ons nie by daai vraag kom van waar is die vrug is, hoekom is ons dan geplant? En is so belangrik dat ons net vir onsself die vraag moet afvra is waar is die vrug? As ons nie vrug dra nie, dan vat dit net spasie. Dan as dit nie 'n doel dien nie, dan wat is die rede dan daarvoor? So ons is geplant juis in Christus, of in hierdie liggaam net van Christus, in hierdie huis waarin ons geplant is, in sy teenwoordigheid, waar ons sy krag net of ons krag net van hom af kry. En toe praat ons oor, dit was week 1 gewees, ons het gepraat oor daai twee aspekte van waar ons geplant is. Ons het gesê dat ons geplant vir 'n spesifieke doel. Toe laasweek gesels ons nou so 'n bietjie oor groei, en gesê hoe belangrik hierdie groei net vir ons is, en groei, het ons net gesê, maar kom ons dink net, ons kry ons perspektief net in terme van groei reg. Wat sê ons vir mekaar wanneer ons moet groei? En daar's 3 dele waarin ons gekyk het, toe ons gesê het dat ons het nodig om te groei. Ons het gesê dat ons groei deur intimiteit. En is so belangrik vir my en jou om dit te verstaan, hierdie intimiteit, en gesê dat intimiteit is nie oomblikke in sy teenwoordigheid nie, maar is hierdie omgewing wat ons skep, waar binne ons kan bly, waar binne ons kan groei. Dis hierdie posisie wat ek en jy kan verstaan. Wanneer ek en jy intimiteit verstaan, dan weet ons dat die spasie wat tussen my en God was, is nou uit die weg geruim. Ons is nou een, dat wanneer ons in hierdie huwelikstaal praat, dan praat ons van dat daar's nou geen meer spasie nie. As ek in hierdie huwelik is ons nie meer apart nie. Ons is nou een, en ons praat van mekaar, of ons praat uit hierdie eenheid uit, en nie meer as 2 individue nie. Dis hierdie omgewing wat ek en jy gekies het om voor ja te sê. Is binne hierdie omgewing van een wees, waar binne ek en jy groei. Dis wat ons noem intimiteit. Dis die feit dat ek en jy verstaan dat hy nie net ietsie vir my en jou kom doen het aan die kruis nie, maar hy het ietsie met my en jou aan die kruis kom doen. Dus ek was hier en hy was daar gewees. En baie keer het ons hierdie prentjie gehad van, luister, al wat ons doen is ons bid en dan kom vat hy die sonde weg en dan maak hy weer die pad tussen ons, dan kan ons weer verhouding hê. En dan doen ons weer sonde en ons doen weer klomp verkeerde goeders en dan bou ons weer hierdie muur tussen my en God. En eintlik wat dit sê is dat hy het nie ietsie vir my en jou kom doen, hy het ietsie met ons kom doen. Dan sê hy, maar hy het my gevat en hy het my hier binne in hom kom sit. En dan maak Romeine 8 sin wat sê dat niks kan my nou skei van sy liefde nie. Jy sien, dan kan sonde nie meer tussen ons kom nie. Is want ek het hom gekies en ons in 'n lewe van eenheid, 'n lewe van intimiteit, dan kan ons nou saamleef. En hierdie Efesiërs 2 vers 13 sê dit eintlik mooi. Hy sê, maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle is nou een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het nou naby gekom deur die bloed van Christus. En dit is vir my en jou belangrik om intimiteit te verstaan. Want as ons intimiteit verstaan en ons verstaan dat ons groei in hierdie omgewing van intimiteit, dan verstaan ons net die vrug daarvan. Dan kan ons later praat oor, maar wat is die vrug wat ons kan verwag wanneer ons in hierdie lewe van intimiteit praat? Wanneer ons praat, of die tweede deel wat ons laasweek oor genoem het, was ons groei in integriteit.
is dit wanneer mense sê, dit is wie hy juis is, wanneer niemand kyk nie, is dit waar, maar dis ook so halwe waarheid. Dit is so, dit is wanneer mense nie vir jou kyk nie, is wie is jy dan? En dit is dat laasweek gesê het, maar dis nie wat ek sê ek is nie. Dis juist die een wat my ontwerp het gesê het ek is. Integriteit is om in belyning te kom met sy ontwerp vir my lewe. En ons vergelyk met 'n brug. 'n Brug is, as hulle 'n brug hierso bou, dan kyk hulle en sê, okay, maar wat is die vermoë wat hierdie brug nodig het? En as ek dit prakties kan verduidelik, is as die brug wat ons wil bou, kom ons sê 20 ton trok, of nodig het om 'n 20 ton trok te dra, dan kom die ontwerper van hierdie brug en sê, okay, hoe gaan ons hom ontwerp? Wat gaan ons inbou? Wat se balke, sê ek nou balke, dit klink soos 'n dak. Wat se beams gaan ons inbou in hierdie struktuur in, om seker te maak dat hy die gewig kan dra, dat hy kan bereik dit waarvoor hy hier is. En die ontwerper het gekom om nie net hierdie brug te kom ontwerp nie, maar die ontwerper het gekom om my en jou te kom ontwerp. Hy het 'n droom en hy het 'n prentjie in sy kop van, dit is wie jy is, kind van God. Is die oomblik toe jy ja gesê het vir Jesus, het hy gesê, kom ek wys gou vir jou, hierso is Jesus, dis wie jy eintlik is. En dis die ontwerper wat juist daai integriteit van my en jou lewe kom bepaal. Dis waarvoor ons ja gesê het, toe ons hom aangeneem het. Dit is belangrik vir my en jou om dan te verstaan, wat is hierdie ontwerp? En wanneer ons na Jesus kyk, dan verstaan ons ietsie net van daai ontwerp. Dan gaan vind ons waarde, dan vind ons hierdie ontwerp, hierdie vermoë, gaan vind ons net ook in hom. In Romeine 8 vers 29, die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy eerste is. So hier kom staan hy en hy's eerste, en dit wat volg is net soos hy. Julle sal onthou, ek het al so rukkie terug toe praat ons oor in die Jesus-reeks toe praat en sê dat eintlik is hy nie die bloudruk van ons nie. 'n Bloudruk is 'n prentjie wat hier teen die muur is en ons sê, luister, ons gaan hierdie maak. En wat hierdie eintlik is, Jesus is nie net ons bloudruk nie. Jesus is ons prototipe. 'n Prototipe is wanneer jy 'n kar ontwerp, dan sê ons, hier gaan die kar, kyk daar ry hy. Dis nie 'n beeld van hom nie, dit is die regte ding. En hy sê, hier is die bloudruk, Jesus. So alles wat volg, gaan soos daai ene wees. En dis wat hy in my en jou kom bou het. As wanneer ons sê dat ons groei deur integriteit, is dit juis om te glo, om te groei, net in ons verstaan, net van wat is hierdie vermoë, wat is hierdie bloudruk, wat ek en jy najaag. Want ons sê, dit is eintlik net wie ek en jy dan nou is. Dit het ons gesê dat ons groei na 'n nuwe identiteit. En dis nie meer ek nie, ek is nie meer wie ek was nie, maar my groei stel my in staat, of wanneer ek groei, dan gaan ek van 'n staat van my eie poging, dit wat my eie gedagtes was, dit wat ek nog altyd probeer aanbou het, dit wat die wêreld van my verwag om te wees, kom ek en ek groei van daai posisie af, en ek het 'n ander verwysing, en ek groei juis in my nuwe identiteit, na daai identiteit, weer eens wat Christus vir ons kom bepaal het. En Christus is so kern in hierdie hele storie van my en jou van groei. Inteendeel, hy is nie die kern, hy is die middelpunt, hy is die enigste een wat ek en jy, en dis hoekom ons altyd vir mekaar sal sê, is dat wanneer ons van hier vooraf staan en ons spreek, as Jesus nie meer die middelpunt is van wat ons vir mekaar sê nie, is ons besig om eintlik met dwaalleer besig te wees. Dis nie ons beste poging nie, dis nie ons prentjie van wat ons dink dit moet wees nie, dis nie om jou gemaklik te voel nie. Maar ek kan jou dit beloof is, dat wanneer ons Jesus as daai punt, daai paal te gebruik, om te sê, waarmee wil ons onsself belyn, dan gaan ons in die woord bly. Dan gaan ons verstaan waant ons op pad is. En dis juist waarmee ons besig is, dat wanneer ons praat van nuwe identiteit, dan is ons juist besig daarmee. Julle sal onthou, laasweek toe noem ek nie die voorbeeld van 'n ID-boekie. Nou as jy nou hierdie boekie vat en jy het jou nommer en jou naam op jou boekie en dit is uniek en eie aan jou, maar die enigste manier hoe jy gaan weet dat dit regtig jy is nie daai naam en die nommer nie, maar is juist die foto wat aan die ander kant staan, wat jou identiteit van jou gaan vasmaak. En dat ons juist wat ons mekaar sê, is dat as Jesus daai verwysing raak, dan is nie meer my foto waar daar staan nie, maar is juist sy foto, wat in my ID-boekie staan en sê, ja, daar is hy, dis hy, wat nou my identiteit kom bepaal. Dis hy wat kom sê dat Barend Kriel is wie hy is.
En dit is so belangrik vir my en jou om daai prentjie te verstaan en dit nodig is vir my en jou om in die woord te kom en te gaan lees en tyd met hom te gaan spandeer. Dis hoekom intimiteit so belangrik is, sodat ons kan groei net in hierdie prentjie. Efesiërs 4 sê dit juis, en dit kom bevestig net dat dit sê, hy is die hoof, dis jy sy prentjie, hy kom bepaal my en jou identiteit. En vanoggend kom ons dan by die tema van groei. En wanneer ons praat van groei, is dit so belangrik vir my en jou om net die fondasie van groei net te verstaan. Wanneer ek vanoggend praat is dat daar so 'n klomp goedjies wat ek gaan noem en dit is so maklik om te sê, want ek wonder selfs, wat dink jy? As ons sê, okay, ons praat vanoggend oor groei, dink ek het elkeen 'n verwysing of 'n prentjie van, okay, ons gaan nou sê, wat is die tieklys wat ons nodig het om aan by te gaan vas staan, nê? Ons gaan vir mekaar sê, okay, ons praat nie groei nie, vrug. Wanneer ons praat oor vrug, is dit, wat is die vrug wat ons nodig het om te dra, en ons kyk na mekaar en sê, jy het vrug, en jammer, jy het nie vrug nie. Want ek dink, dit is die eerste ding wat ons doen met onsself. Ons gee onsself so pak slaaf, wanneer ons praat oor die woord vrug, dat, ek dink julle almal sit hier en sê, maar maak ek dit of maak ek dit nie? En ek hoop ek gaan 'n ander perspektief met jou net kan deel rondom vrug. Wat wel belangrik is van vrug is dit, is dat ek en jy is geplant, ek en jy groei, sodat ons kan vrug dra. En dis wat ons nodig het om vir mekaar te sê vanoggend. Is dat die oomblik wat ons bly by ons groeiproses en ons sê, dis so awesome hier in die kerk, ons vertel heeltyd vir mekaar van hoe ongelooflik jy is, hoe lief God jou het, hoe hy sy identiteit in jou kom plaas het, en ons kan onsself heeltyd besig hou daarmee, en dis juist dan wanneer ons 'n kerk vol mense sit om heeldag net te kom hoor van hoe awesome is ek. En dan stop dit. En dis so 'n gevaarlike plek vir my en jou net om te wees. Groei sonder vrug is selfsugtig. Groei sonder vrug is selfsugtig. En God het my en jou hier geplaas. En ons is juist besig met hierdie reeks om te sê, maar ek het jou geplant, my kind, is kom skiet wortel, kom anker jouself. Groei, my kind, ek gaan vir jou kom wys met intimiteit, en ons gaan hierdie omgewing skep vir jou, identiteit en integriteit, en ek wil hê jy moet groei. En dan volgende week kom sit ons weer en sê, wat gaan die Here vandag vir my kom sê, wat so ongelooflik is. En vrug kom sê juis, luister, daar's 'n verantwoordelikheid op my en jou om te sê dat ons is juis hier vir 'n doel, vir 'n rede. Nou ek wil dalk net hierdie regstelling maak, en is hierdie die perspektief van waaruit ek wil praat wanneer ons praat oor vrug. Vrug is nie dit wat jy doen nie. Vrug is nie jou werke nie. Vrug is net die uitdrukking dat wanneer ons in 'n proses van groei is, wat 'n natuurlike uitdrukking is van waarmee ek besig is. Dis wat vrug is. Want vanoggend is ek nie hier om jou werke te kom evalueer, en jou werke te kom sê, maar wat doen jy nie? Vandag wil ons hier kom praat en weer eens kom sê, maar moenie doen nie, kom wees. En wat ons vandag kom sê is, wat is hierdie spesifikasies, sodat ek en jy kan wees? Ons werke, ons vrug, is juist net dit, ons wees. En laasweek so vinnig net daarna verwys, ek dink dit was in een van die dienste gewees, en gesê dat ons het hierdie CV, maar ons het ook hierdie e-boekie, as ons hierdie verstaan, dan vat dit amper die druk van die CV af. En vanoggend praat ek nie oor jou CV nie. CV is dat ons so gefokus is op dit wat ons moet doen, en waar ons daai tieklys het. En vanoggend sê ons, maar dit gaan nie oor wat jy doen nie. Ek wil net dat ons moet so verstaan oor wie ons is sodat ons net sonder druk, dat ons net kan vrug dra. Ek wil vir jou vanoggend kom sê, is dat God het vir my en jou geroep, sodat ons kan kom vrug dra. So daar is so, 'n Christen groei nie net vir homself nie, hy groei sodat God verheerlik kan word, en dat mense gered kan word. Die doel van my en jou, die doel van ons groei, is dat ons altyd sal vrug dra, deur wie ons is. Ek wil 'n skrif met jou deel in Johannes 15 vers 4 tot 8, hy sê, julle moet in my bly, en ek in julle. Hy sê, 'n loot kan nie uit sy eie vrug dra, as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. En dis so 'n belangrike stuk daai, want weer eens kom praat hy van hierdie eenheid, weer eens kom praat hy van hierdie intimiteit, van hierdie een, die feit dat ons besef, dat ons is nou een met hom, en hy sê, luister, as jy wil vrug dra, moet jy een wees met my. Hy sê, ek is die wingerdstok, julle is die lote.
wie in my bly en ek in hom, dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Dis ek in hom en hy in my. En weer eens sê hy dat, luister, ons het nodig om een gesind te wees, een in identiteit, een in integriteit. Het ons nodig te wees, sodat jy vrug kan dra. Ek wil dalk net hierdie noem, is dat, luister, ons gaan altyd vrug dra. Nee, ons gaan altyd vrug dra. Dit maak nie saak wat se vrug dit is nie, maar vrug gaan jy dra. En wat ons hier vir mekaar sê is dat as ons die vrug dra wat die woord van ons vertel, dan het ons nodig om ingeënt te wees in hierdie wingerdstok. Dan is dit nodig dat ons daar moet wees, en dis die vrug wat ons net vanoggend oor gaan praat. Hy sê, as iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. So oor daai laaste stuk, hy sê, my Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrug dra en my disippels is. En dit is so belangrik, hierdie vrugdra deel is so kern vir my en jou, vir ons bestaan, vir wie ons is. Want dit is juist deur hierdie vrugte. Dit is juist deur die vrug wat ons dra, deur wie ons is, wat hom verheerlik. Dit is juist daardeur wat ek en jou 'n disipel maak net van Christus. So vandag kyk ons so vinnig na drie vrugte. En daar's dalk goeders wat ek nou gaan mis. En ek hoop jy hoor ietsie net van die fondasie hiervan, net van die hart, net van vrug dra. En dan noem ek nou nie daai vrug nou op sy naam nie. Dink ek hier word baie vrug hier om by een gevat. Wat ek en jy kan gaan sê en sê, Here, kom dra vrug deur my lewe. Kom dra vrug, help my om te kom wees dit wat ek gegroei het in om te wees. So die eerste is wanneer ons kyk uit intimiteit uit, dan dra ons die vrug van liefde. Dis wat so belangrik is dat ons moet verstaan wat hierdie fondasie van, of hierdie groeiproses net van intimiteit is, van hierdie eenheid met hom. Want dis juis uit daai perspektief, uit daai posisie van intimiteit uit, wat ek en jy die vrug kan dra net van liefde. Nou daar's so 2 skrifte wat reg na my hart is dat wanneer ons praat net oor liefde en oor die vrug van liefde. Want wat is liefde nou eintlik? En ek dink is baie een van daai goeters wat ons wanneer ons lees van liefde en veral as ons in 1 Korintiërs 13 kom, dat dit juis in die kerk die slaanstok geraak het vir my en jou. Want ons dink die eendag maak ons dan kom ons kerk en dan sê ons kom ons sê gou vir jou wat's liefde en ons het ons tiklys. En in 'n oomblik dan voel ons en ons stap by die kerk en voel ag nee tog. Nou maak ek dit alweer nie, want ek het nou daar nie dit reg gekry nie en ek nie daar dit reg gekry nie. En kan ek net jou perspektief gou hierop verander? Weerens liefde is nie jou beste werke nie. Dis nie ek het nou gegaan en ek het gaan doen en hier het my nou kom definieer nie. Is dat ek is eers gedefinieer. Kom ons lees in Johannes 1 Johannes 4 vers 13. Hy sê, hieron weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. En ooral waar ons gaan ons lees, ons is eintlik net een met hom. Dis wie ons is. Dis wat my en jou eintlik net kom definieer. So wanneer ons praat van uit intimiteit, is daar 'n vrug van liefde. Hy sê hy het dit juis hierso, dat ons is in hom en hy is in ons. Hy het ons sy gees gegee en ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. En dan sê hy so 'n belangrike ding hierso. Hy sê God is liefde. Dit is so belangrik dat ek en jy net hierdie konsep net gou moet kom verstaan. God is liefde. En kan ek vir jou vra, waar bly hy vandag? Hy bly binne in elkeen van ons. So God wat liefde is, nie net vir ons gee nie, en nou het ons dit nie. God wat liefde is, het besluit om woning binne in my en jou te maak. Daai is so 'n belangrike konsep, dat wanneer ons lees, God is liefde, so 'n belangrike konsep, wat ek en jy nodig het om in ons hart te kom vasmaak. Hy sê, wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. Dit maak sin, hè? Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus.
Waar liefde is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees. Want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Dis so 'n belangrike konsep wat ek en jy nodig het om te verstaan. Die eerste plek is, God is liefde. Wat die skrif vir ons sê is, hy is in my en ek is in hom. Ek en jy het God wat liefde is reeds binne in ons. En dan sê hy, ons het lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Dis die eerste ding wat ek en jy nodig het om te verstaan, is dat God wat liefde is binne ons bly, en dat hy so lief was vir ons, dat hy sy seun gegee het. Dit is so 'n belangrike konsep om te verstaan, want ek en jy kan nie uit ons eie, kan ons nie gaan lief hê nie. Ek en jy het nie iets om te skyn, as dit nie is vir God wat binne in ons kom bly nie. As dit is, dan is dit soos ons nou gesê het, is dit eintlik net ons eie werke, wat besig is om te probeer uitdrukking vind. Wat ons nodig het is, en dan raak dit ons werke. Dis juist om onsself te kom vind, binne hierdie omgewing, van God is liefde, wat binne in my en jou kom bly. Die vrug van liefde, bring nie onvrymoedigheid nie. Die vrug, dit bring nie vrees nie. Die vrug van liefde, dit bring nie skaamte nie. En ek dink dit is wat hierdie skrif ook net vir ons sê, wanneer hy sê dat, waar liefde is daar geen vrees nie. Waar liefde is daar vryheid, is daar vrede, dit bring verlange, dit bring juist die eenheid, wat ons in intimiteit beleef. Sien, liefde het juist dit kom doen, is dat wanneer ek en jy op 'n plek kom waar ons sê, ek het so lank klas tyd met die Here spandeer. Dit gebeur wanneer ons intimiteit, of ons verstaan van intimiteit, vasgevang word in oomblikke. Want ons sê, nou spandeer ek tyd met die Here, en dan gaan ek weer bietjie aan met my lewe, en dan spandeer ek weer bietjie tyd met die Here. Want ons verstaan ons is een met hom. Ons is nie die huwelik. Ons is nou onafskeidbaar, en ons in hierdie omgewing van intimiteit bly. Dan besef ek dat ek kan nou nie meer sonder hom nie. Dan besef ek dat ek is in hierdie eenheid. En as ek dan op 'n plek kom van ek het nou nie vandag met hom tyd spandeer nie, dan kom ek nie uit 'n plek van skaamte of 'n plek van skuldgevoel uit nie, maar ek kom uit 'n plek van verlange uit. Ek sien, dan kom ek terug na die Vader toe en sê, ek het hom so gemis. Wanneer ek en my vrou, ek kan nie sê daar nie met mekaar praat nie, ons praat nooit daar nie met mekaar nie, ons praat daarom elke dag met mekaar. Maar ek dink as ons op 'n plek is waar ek in die middag huis toe ry, en ek het die hele dag nie met haar gepraat nie, dan vermy ek haar en sê, ek voel so skuldig dat ek nou nie met haar gepraat het nie. Nee, ek besef ons is een. Dan bel ek en sê, ek het jou so gemis, ek het niks met jou gepraat vandag nie. Dit is hoe dit is. In my verhouding met God, die liefde wat ons met mekaar deel, bring ons juist op daai plek na verlange, na daai plek van eenheid, daai plek van ek kan nie anders as om net weer na hom toe te gaan nie. So ek spandeer so 'n bietjie tyd hierdie week met so 'n paar jong mense, en voel vir my so, dit is die uitdaging van ons tyd. Die uitdaging van ons tyd is ons loop heeltyd so uit in 'n plek van skuldgevoel, van ag nee, nou het ek weer nie by die Here nie, nou, weet asof hy daar is en ek is hier, en ek elke nou en dan met hom chat, en as ek nie met hom gechat het, dan voel ek so skuldig. Jy sien, dis wat intimiteit doen, dis wat die vrug van liefde doen, is dat ek verstaan dat ons is nou een. Dis dat ek verstaan dat ek altyd voor sy troonkamer kan kom sit. Dat daar eenheid is. Sien, God wat liefde is en binne in ons kom bly, kwalifiseer my om vrug te dra, om die vrug van liefde te dra. Ek lees die volgende skrif, 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 7. Hy sê, al praat ek, en ons almal ken die skrif, 1 Korintiërs 13 is baie bekend. Die eerste 3 verse gaan so, hy sê, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie, en ek ken al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. En eintlik wat die eerste 3 verse doen is hy kom skep eintlik die behoefte vir my en jou om te sê, luister, eintlik het jy liefde nodig in jou lewe. Eintlik kom sê dat as jy al die amazing goeders doen, is dit eintlik maar net jou beste werke
Maar vir jou om te verstaan wat liefde werklik is wil ek vir jou kom sê, is dat al doen jy al daai goed, maar jy het nie liefde nie, dan het jy eintlik net niks nie. En hy kom bepaal daai behoefte. En eintlik wat hy sê is hy kom bepaal die behoefte, nie net vir liefde nie, maar hy kom bepaal die behoefte dat God teenwoordig moet wees in my lewe. Want onthou, God is liefde. En God besluit om in my te kom bly. En is juist dan wanneer hy sê, luister, al praat jy mense in tale, maar dis nie uit liefde nie, dan beteken dit eintlik niks nie. Al kan jy al hierdie goeders doen, al gee jy alles weg, maar dis nie uit liefde nie. As dit nie is dat omdat God in jou is en sy oortuiging in jou hart is nie, dan is dit eintlik niks nie. En is juist hoekom daai vir my so belangrik is dat as ons dit kan verstaan, dan maak die volgende 4 sinne, of die volgende 4 skrif, maak eintlik net vir ons, gee vir ons soveel meer waarde. Want is juist wanneer ons by vers 4 kom, wanneer dit vir ons tieklys begin te raak. En is juist by vers 4 waar ons in die kerk sit en ons sê, wel kom ons sê gou vir jou wat liefde is, die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, en dan gaan ons deur ons kop en sê, o jette, waar het ek het nou gemis die week, nee. Is nie groot praterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid, dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles, dit verdra alles. En jy kan nie uit hierdie perspektief kyk en sê, hier is die tieklys van wie ek nou is, of wat ek nodig het om te doen nie. Hierdie is nie ons doen tieklys nie. Hierdie is die spesifikasie van wie ek en jy is, wat dit eintlik besig is om te verduidelik. God is liefde, en hy sê dat al het ons hierdie behoefte aan liefde, wat in ons kom woon, kom sê hy vir ons, kom ek vertel jou wat is liefde. Ons weet nou wie is liefde, kom ek vertel jou wat is liefde. Dis juist wat hy vir ons kom sê het. Hy het juist kom woning in ons kom maak. Ek hoop jy sien die perspektief van liefde wat geduldig is, en hierdie tieklys wat ons sien, is wat hy vir ons kom verduidelik wie hy is. Hy wat kom besluit het om woning in ons te kom maak. En hy is eintlik besig om ons vermoë te kom verduidelik vir ons. Ons het die vermoë om hierdie vrug te dra. Nie ons tieklys van het jy of het jy nie. Dis nie wat ons kwalifiseer of ons diskwalifiseer van ons intimiteit met hom, en ons kon kwalifiseer van sy approval, sy aanvaarding vir my en jou nie. Hy is besig om ons te kom definieer van wie ons werklik, net wie ons is. Jy sien, ons kan staan en as ons hierdie liefde het en ons leef daardeur en ons leef uit hierdie liefde uit, en die vrug van geduld en die vrug van dit wie ons is. Jy sien, is juist dan wanneer ons op 'n plek kom dat wanneer ons intimiteit verstaan, wanneer ons identiteit verstaan, dan kyk ons hier in die spieël en ons sien, kyk hoe amazing is ons. Kyk net wat het God hier aan mekaar gesit. Kyk die oorwinning wat net daar binne in my is. Jy sien, is juist dan wanneer ons net sê hoe spesiaal dat hy my so lief het, dat hy sy lewe vir my gegee het. Is juist dan wanneer ek sy liefde vir my verstaan. Jy sien, wanneer ek begin vrug dra, is nie wanneer ek dit vir myself glo nie. Vrug dra begin wanneer ek dit begin glo vir die persoon langs my. Dis dan wanneer ek die waarde wat ek weet, wat God in my sien, wat ons met groei beleef het, en ons eie gemaak het, dis juist in daai fase, in daai oomblik, wat ek begin kyk na ander en sê, ja, as God dit in my kan sien, dan kan ek dit in die volgende sien. Dis juist daai vrug van liefde, wat ek en jy nodig het om te dra. Jy sien 'n wingerdstok, as die wingerdstok nie aan die loot bly nie, is daai druiwe maar is dit net suur. As daai as dit naby bly, dan word die vrug soet. Jy sien, mense sien dit in daai teenwoordigheid waarin jy is. Mense beleef hoe jy net een is met hom. Dis hoekom dit so belangrik vir my en jou is, uit intimiteit. Beleef ons sy liefde. Uit hierdie intimiteit wat hy woning in my kom maak, God wat liefde is, kom deponeer sy spesifikasie binne in my en jou. En dan raak hierdie nie vir my 'n tieklys nie, hierdie raak my vermoë. En ek kan met baie vrymoedigheid, kan ek in hierdie nuwe vermoë waarin ek leef, in hierdie vrug wat ons sien wat liefde is, geduldig, vriendelik, dis nie afgunstig nie, deur daai lys
raak dit my spesifikasie? Kan ek opgewonde raak om in daai lewe te leef en dit die vrug wat ek kan dra? Dan raak die mense om my begin aan te neem, begin in te neem die vrug wat ek en jy kan dra, daai vrug net van liefde. So wie is die mense wat die vrug van jou intimiteit met God eet? Wie is daai mense wat sien en sê, is dit wat dit is? En dis die vrug wat ek en jy dra. Jy sien, intimiteit sonder vrug word net godsdiens. Wanneer ek en jy heeltyd hier kom en ons het net tyd met die Here, maar dit is waar dit stop, dan is dit regtig net 'n plek van godsdiens. Dan is ons besig om onsself te verryk oor en oor. Vrug sonder intimiteit raak uitbranding. Daai vrug van liefde, as die vrug van ons heeltyd is om te doen en nou moet ek probeer en dis my beste poging, dan kom dit op 'n plek van uitbranding. Dan kom dit op 'n plek soos met daai jong mense wat ek mee gesels en sê, ek kan dit nie meer nie. Ek kan dit net nie ophou nie. Dis kom ons nodig het om deur ons groeiproses van intimiteit te verstaan wie dit is. Te verstaan dat God wat liefde is, het woning in my kom maak. Dat God wat liefde is, bly nou in my. En dat dit wat liefde is, dit wie hy is, raak nou deel van wie ek is. Die tweede punt is, uit integriteit uit, dra ons die vrug van karakter. In Lukas 6 vers 43 tot 45, hy sê, dit is nie die goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie die slegte boom wat goeie vrugte dra nie. Elke boom word aan sy eie vrug geken. Van doringstruike pluk 'n mens mos nie vye nie, en van 'n doringbos oes jy ook nie druiwe nie. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, en die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Dis wanneer jy 'n boom plant, laat ek eerder sê, is dat wanneer jy 'n appelboom geplant het, selfs in die winter draai jy nie vrug nie. En as daar nie vrug is nie, is jy nie seker wat se boom hierdie is nie. Dit is so belangrik dat wanneer die somer kom en jy het 'n appelsaad geplant en dit het gegroei in 'n boom, en is so belangrik om appels te kan sien aan die boom, om te weet wat die saad is wat geplant is. Dis hoekom dit so belangrik vir my en jou is dat ons vrug, dat ons karakter die vrug raak wat ek en jy dra. En weer eens nie die werke nie, dit is die resultaat van die saad wat ons kom plant het. Die resultaat nie van my beste poging, die saad van die integriteit wat God ons mee geskaap het in Christus. Is ons besig om 'n vrug te dra. In Galasiërs 5 vers 22 en dis maar die skrif wat gaan oor die vrug van die Gees, en ek wil amper hierdie twee bymekaar bring, van vrug van die Gees, wat die vrug van karakter is wat ek en jy dra. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, dis vreugde, dis vrede, dis geduld, dis vriendelikheid, goedhartigheid, dis getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Jy sien, is juist dit wat ek en jy nodig het, is dat weer eens raak die vrug van die Gees, raak nie vir my en jou 'n tiklys van wat ons nodig het, en ons weer eens hier uitstap en sê, jette, het ons dit nou vandag gedoen of het ons nie? Die fokus van hierdie, en ek het dit laasweek in 'n diens of 2 gesê, ek kan nie lekker onthou nie, maar op 'n stadium worstel ek self met hierdie en sê, maar ek maak dit net nie. Hierdie vrug van die Gees van liefde en geduld en selfbeheersing, ek voel net partykeer ek het meer kruisies as regmerkies. Totdat ek op 'n stadium gaan sit en sê, Here, jy gaan vir my moet help hierso. Want ek voel net ek maak dit net nooit nie. En ek lees daai skrif, maar die vrug van die Gees is liefde, geduld. Maar die vrug van die Gees is liefde en geduld. En ek besef dat dit is eintlik die fokus van hierdie skrif, is nie die liefde en die geduld nie, want daai is die vrug. Weer eens wat ek en jy nodig het, is om onsself te gaan anker in daai integriteit in. Is juist die vrug van die Gees. Luister, die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees. En die fokus is nie eintlik die appel nie. Die fokus is die saad. Die fokus is waar die wortel geplant is. Die fokus is die DNA van die groei wat binne ons plaasvind. En dan kom die vrug. Dit is ons nodig het om regtig te fokus net op die DNA, dat ons nodig het om te fokus op die saad wat ons plant, sodat ons die vrug van karakter net kan dra. Jy sien wat ons gesê het, is dat
Integriteit is wat jy doen as niemand kyk nie. Sien, karakter is juist dit wat ek en jy doen wanneer mense kyk. Die uitvloei net van die integriteit wat ons het. So waar in my lewe is daar 'n gaping tussen my wortel en my vrug? Wat is dit wat uitkom wanneer die lewe begin druk? As ek dinge begin hoor wat ek nie van hou nie. Wanneer dinge by die werk begin onstuimig raak, is wat die karakter wat dan uitgeforseer word net uit my lewe uit? Is dit dan nog 'n karakter van hoop? Is nog steeds die karakter van liefde, die vrug van die Gees? Is dit nog steeds 'n karakter dan nou van selfbeheersing? Ek het altyd hierdie so 'n storie in 'n preek eintlik lank terug gehoor en dis iets wat ek myself altyd nogals aan herinner en ek het dit al baie oor vertel, maar dit was 'n preek met die naam van leeugesigte en die prediker praat toe van 'n leeu. Nou ek dink 'n leeu is dalk nogals lekker in hierdie storie want 'n leeu weet wie hy is. Ek dink nie hy twyfel in sy integriteit nie. Ek dink 'n leeu is redelik standvastig in wie God hom gemaak het om te wees. Ons weet hy is die koning van die diere, nê. En dat hy, as jy nou 'n leeu vat en hy loop in die straat af en het jy nou 'n klomp honde wat nou blaf in die kant en hier sou Jack Russell en nou frik jy die worshond en blaf vir hom, dan wonder ek net, en hy is in hierdie situasie, wonder ek net wat kom uit hierdie leeu uit. Ek wonder, weet as hy dalk na elke ou toe en probeer elke worshond gaan uitsort en probeer, want hy weet hy kan. Maar ek wonder wat doen 'n leeu? Ek wonder wat is die karakter wat net uitkom dat wanneer koning leeu, die ou wat weet wie hy is, in die straat afstap en ons 'n klomp geblaf en hy hoor die geraas van die lewe. Ek kan jou beloof, ek dink 'n leeu loop in die straat af en ek dink nie eers dit pla hom nie, want hy weet wie hy is. Hy weet waartoe hy op pad is. Hy weet wie God hom gemaak het om te wees. En as ons self so besig hou met sulke geblaf aan die kant van ons lewe, dat ons eintlik heeltemal fokus verloor van op die einde van die dag net, hey, kom ons gaan kyk net gou vir 'n oomblik in die spieël. En dit is eintlik so 'n mooi prentjie, want is juist daar waar ons gaan kyk, waar ons juist Christus gaan ontdek. Is juist daar, dan begin ons die vrugte dra van geduld, die vrug dra van liefde. Nie van uitsort en ek wil almal reg sien nie. Sien, is juist daarin waar my lewe begin verander en my vrug net anders te begin lyk. Dis wanneer ek regtig net my integriteit verstaan. So ek het so in die eerste diens noem ek net van, ek het vanoggend so my stil raak, te dink ek net hieroor en net so 'n storie van my pa en my pa so 2 jaar terug is hy oorlede en ek onthou en dit is net so 'n praktiese storie van hoe dit lyk wanneer jy jou integriteit, wanneer jy Christus ontdek. So my pa het so 'n bietjie siek geraak en ons nie eintlik geweet hoe ernstig dit was en eers later toe het ons nou verstaan dat hy redelik ernstig kanker gehad en maar so 'n maand voordat hy oorlede is, nou jy verstaan is hy het nooit tot bekering gekom nie. En ons ken my pa ook maar as 'n harde man. Het iemand wat ook maar sy eie kop gevolg het. Wat nie veel genade gehad het nie. En ek onthou ek is op pad Nelspruit toe na my pa toe. Hy was opgeneem in die hospitaal en ek ry en ek besef toe die Here praat so en hy sê Barend, dis vandag is die tyd met my pa praat oor die lewe. En ek kom daar en my pa, die Here het my pa se hart so mooi voorberei net vir die oomblik van om hom te ontmoet. En ek kon 'n gesprek met my pa gehad het en ek het saam met hom gebid en my pa kom tot bekering. En 'n maand later is my pa toe oorlede. Maar ek dink vir my, en hierdie is net deel van my eie stories, ekskuus dat ek deel, maar dit was eintlik vir my so 'n mooi storie, of so 'n mooi prentjie van hoe my pa die laaste maand van sy lewe, vir amper 70 jaar, is hy gewoond aan een ding. In 'n laaste maand van sy lewe, ek onthou daar gebeur toe iets en my pa is, ek is kwaad, ek is soos, nee pa, ons gaan hierdie ouens moet uitsort en ek kan hom net noem, dit was nie die dokters nie. Maar ons moet hierdie ding moet ons doen. En my pa sê, Barend, dis okay, ons vergewe hulle. Ek sê, pa, is dit hoe dit is? Jy sien, dit is hoe die vrug begin te lyk. Wanneer ons werklik ons integriteit, ons doel verstaan, dan begin ons 'n vrug van karakter te dra, waarvan vergifnis, as ek net vinnig daaroor kan praat, net so deel van is. Vergifnis is so deel van wie ons is as kinders van God. En julle sal onthou, Jesus staan nou op die kruis en hy sê, en hy kyk na die mense wat hom gekruisig het, en hy sê, maar Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vergifnis is so een van die vrugte van karakter, wat ek en jy kan dra. En dis my opinie net hieroor, is dat ek en jy nie kan vergewe elke keer wanneer iemand iets teen ons doen nie.
Die keuse van vergifnis het ek en jy gemaak die dag toe ons Jesus aangeneem het as ons saligmaker. Dis die dag wat ek en jy besluit het om te vergewe. Is nou raak sy karakter, raak nou my karakter. Dis wanneer hy my verwysing begin raak van wie ek is. Vergifnis is so 'n karaktereienskap van integriteit. Is Jesus hierdie gesindheid van vergifnis gehad. En is nie 70x7 keer wat ek en jy die keuse moet maak, gaan ons vergewe of gaan ons nie. Ons het een keuse gemaak. Ons gesê dat ons gaan ons lewe belyn met die van Christus. Vergifnis is 100% net deel daarvan. Jy bou integriteit in die geheim, maar God laat die vrug dra in die openbaar. Die laaste punt is die vrug van vermenigvuldiging. En uit hier ons nuwe identiteit uit, begin ons die vrugte dra van vermenigvuldiging. Begin ons dit nie vir onsself te hou nie, begin ons te getuig net van wie hy is, van die nuwe identiteit. Dit is juist daai konsep van om nie ons onder 'n maatemmer te gaan sit nie, maar om dit te lig en te sê, maar kom ons wees die lig, kom ons wees die sout, kom ons getuig van sy liefde, kom ons getuig van sy goedheid net in ons lewe. Dis juist in daai posisie waar ons dit begin te raak, dit wie hy ons gemaak het om te kom wees. Jy sien, ek kan nie die storie van my en my vrou wat van waar ons ontmoet het, kan ek nie vertel sonder om te getuig van God se goedheid nie. Ek kan nie help om te sê, weet ek het gebid en toe stuur die Here en toe vra ek hom, toe sê hy dit, maak nie saak wie hy is nie. As dit iemand by die werk is wat sê, hoe het jy in jou vrou ontmoet? Wel, die Here is deel van die storie. That's who I am. En ek en jy het nodig is om ons storie, om te gaan getuig, om te gaan wees dit wie God wil hê ons moet wees. En weer eens, dit is die vrug van wie ons is. Dis nie ons werke nie, hier is nie, kom ons gee gou vir julle opdrag, gaan nou en gaan doen dit nie. Nee, die opdrag is dit, gaan nou en gaan wees. Kinders van God, gaan wees sout, gaan wees lig. In Johannes 15 vers 8, hy sê, my Vader word juist daardeur verheerlik, dat hulle baie vrugte dra en my disippels is. Sien, Jesus kom en hy is die een wat disippels gehad het. Hy het sy 12 disippels gehad. En toe kom hy in Matteus 28 en hy sê vir sy disippels, nou gaan julle nou, gemaak julle nou disippels. Hy sê, gaan vertel julle nou vir hulle van my. Gaan doop jy hulle nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Gaan leer jy hulle nou dit wat ek julle beveel het om te wees. Dan raak vermenigvuldiging, raak een van die vrug wie ek en jy is, juis deur ons nuwe identiteit. Dis juis wat die Vader verheerlik. 2 Korintiërs 2 vers 14. Hy sê maar aan God die dank. Hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Kan ek net weer sê, een is met Christus. Deur ons versprei die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Hoe mooi is dit? Soos 'n aangename geur versprei ek en jy die kennis net van Christus. Dis die vrug wat ek en jy dra, dat ek en jy een is net met hom. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan is dit 'n doodstreek wat dood bring. Vir die wat gered word is dit 'n lewensgeur wat lewe wek. En wie is tot sulke dinge in staat? Wie is tot sulke dinge in staat? Ek dink as ons hierdeur gaan en sê, luister, maar ons wil hê jy moet gaan getuig, dan gaan ons baie verskonings hoor. Dan sê, nee, maar ek weet nie genoeg nie, ek ken nie genoeg nie, ek kan nie, en ek, luister, hierdie is net vrug. Hy roep ons om vrug te kom dra. Wanneer hy die vraag vra en wees tot sulke dinge in staan, dan sê hy ons, omdat ons nie soos baie ander wat geld maak in die woord, ons verkondig die woord in opregtheid. Ons is dan net opreg, ons is net wie ons is. In verbondenheid met Christus, in opdrag van God, en in verantwoordelikheid aan God. Ons is besig om net vrug te dra. Jy sien, hierso by Hallo Kerk, is ons visie juist dit. Is om mense te bereik met die boodskap van Jesus. As jy gewonder het wat ons mee onsself wil besig hou, ons wil vrug dra. Uit ons nuwe identiteit uit, omdat ons gesien het en ons verstaan het, uit hierdie lewe van intimiteit. Wat wil ons bereik? Ons wil mense bereik
met die boodskap van Jesus Christus. En dan maak dit ons missie. En wat doen ons? Ons help mense om God te ken. Ons bring hom nader, mense bring ons nader aan God. Dis hoe ons wil vermeerdervuldig. Ons help mense om vryheid te vind. Ons help hulle om te verstaan hierdie eenheid wat ons met Christus het, en dat ons vryheid juis in daai eenheid met Christus is. Ons help hulle om hulle doel te ontdek. Dis die vrug wat ek en jy dra, wanneer ons wil vermenigvuldig. En ons help hulle om 'n verskil te gaan maak. Nie om 'n tiklys by mekaar te gaan maak nie, sodat hulle kan verstaan wie hulle is, sodat hulle vrug kan gaan dra. Sien dit dan, raak hierdie 'n plek, hallo kerk, raak die plek wat ons mense na toe nooi, en sê man, maar raak hier geplant, soos wat ons die reeks mee begin het. Kom, raak hier geplant. Dis nie hallo kerk nie, in sy liggaam, in sy openbaring, in wie hy is. Ek en jy het so 'n rol om te speel net daarin. Kom ons sluit ons oë. Here, so dankie dat U ons nie net gered het om vrug te eet nie, maar dat U ons gered het om vrug te dra. En ek wil so kom bid vir elkeen wat vanoggend hier sit. Ek wil so kom bid, Here, dat ons so in U oë sal staar, Here, in oomblikke van intimiteit, van integriteit, Here. En waar ons nuwe identiteit kan verstaan, Here. Ons op 'n plek sal kom, Here, waar ons lewe, vrug sal dra van liefde, van karakter. Here, vrug sal dra van vermenigvuldiging. En ek loof U so daarvoor. Ek wil sommer, terwyl almal se oë gesluit is, sommer in hierdie oomblik, sommer vra, dalk sit jy hier en jy weet vir jou om vrug te dra, het jy nodig om net Jesus in jou lewe in te nooi, om so deel van jou lewe te maak. En ek wil vir jou vanoggend 'n geleentheid gee, en as jy sê, Barend, ek het nodig net om my hand vanoggend op te steek, en net om seker te maak dat hy is my saligmaker, wil ek vir jou vanoggend 'n geleentheid gee, wil nie jou hand in die lug steek en hom net weer laat sak nie. En sê, hierdie Jesus wat ons van praat, en ek het nodig dat hy my lewe kom definieer. Baie dankie, julle kan julle hande laat sak, dankie, daar's klomp hande wat opgaan. Dalk so 'n laaste geleentheid, net as jy sê, Barend, ek begeer eintlik hierdie lewe van liefde, van karakter wat jy van praat, wil ek vir jou 'n antwoord kom gee. Kom raak geplant, kom raak geanker in Christus, om een te wees met hom, dat hy jou kom definieer. Kan ek sommer vra dat ons sommer as 'n gemeente sommer almal saam net hierdie gebed sal bid vir elke hand wat opgegaan het, of saam met elke hand wat opgegaan het. Hemelse Vader, dankie dat U U seun gestuur het om 'n offer vir my te wees, dat Jesus aan die kruis gesterf het. Ek neem U vandag aan om my verlosser en saligmaker te wees. Vandag bely ek met my mond, en ek glo in my hart dat Jesus opgestaan het. Vandag staan ek saam met hom in oorwinning. Help my om te groei na wie U my geroep het om te wees, en om die vrug te dra. Ek bid dit in geloof, en ek bid dit in die naam van Jesus. En almal sê, Amen, Amen. Daar het klomp hande opgegaan. Kan ons vir elkeen wat sy hand in die lug gesteek het, 'n lekker handeklap gee? Luister, my begeerte is dat Hallo Kerk, dat ons 'n gemeenskap sal wees, dat ons 'n kerk sal wees wat vrug dra. Wat ander mense as dit daar sal kom en sê, ek het nodig om van hierdie vrug net te kom eet. En jy's deel daarvan. Die feit dat jy vanoggend jou hand opgesteek het, jy's deel daarvan. En ons wil so deel wees van jou groeiproses. En ons het op ons webtuiste het ons 'n skakel wat sê ek kies Jesus, en ek wil jou so graag vra dat gaan druk vir ons op daai ek kies Jesus, dat ons deel van daai proses ook net in jou lewe kan wees, sodat jy op 'n plek kan kom net waar ons kan vrug dra.